Goeiedag. Ek wil graag vandag met jou praat oor die onderwerp diskrete getuienis. Maar kom ons lees eers wat die woord van die Here sê in Kolossense 4 vers 6. Daar staan: met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. 'n Mens kan diepe begrip hê vir gelowiges wie se geloofsoortuigings as ernstige oortreding gesien word in lande waar die beoefening van die Christelike geloof prakties verbied word, en daar is heelwat sulke lande. Ons staan dikwels apaties teen hierdie gelowiges en ons besef nie altyd wat Christene in ander lande ly nie. Miskien omdat ons self nog nie in sulke omstandighede was nie of te min daarvan weet. Natuurlik moet Christene in sulke omstandighede versigtig en diskreet wees. Dis nie nodig om uitdagend te wees en martelaarskap te gaan soek nie. Voordat Jesus se uur gekom het, het hy meer as een keer uit 'n gebied pad gegee wanneer sy lewe bedreig is. In ons tyd vlug groot getalle Christene uit gebiede waar hulle lewens bedreig is na ander lande, sommige wettig, sommige onwettig. Die Christene wat dan in sulke lande agterbly, moet verstaanbaar as dit ware geheime disippels wees. Die verstommende is dat daar in lande wat meen dat hulle volkome ateïsties geword het, soos bijvoorbeeld Noord-Korea tans en Rusland en Albanië in die verlede, dat daar steeds 'n Christelike teenwoordigheid was, al was hulle noodwendig ondergronds gedryf. Hulle het egter in groot geheimhouding voortgegaan. Terwyl gelowiges in ander dele van die wêreld en veral in die Midde-Ooste en Noord-Afrika die bedreiging van fisiese vervolging en selfs die dood in die gesig staar, het ons in Suid-Afrika nie nodig om in die geheim disippels van Jesus te wees nie. Ons leef in 'n land wat uiters divers is. Verskillende godsdienste, kulture en etniese groepe is deel van ons samelewing. Dit is uiters belangrik hoe ons as Christene ons Christendom uitleef. Ons roeping om getuies van Christus te wees is aan elke kind van die Here gegee. In Suid-Afrika kan ons met vrymoedigheid ons getuienis in elke sektor van ons gemeenskappe uitleef, ja ook teenoor mense van ander gelowe. Dis nie ons verantwoordelikheid om regter oor ander mense se godsdiens en geloof te speel nie. Ons is net geroep om te getuig wat Jesus vir ons gedoen het. In ons kommunikasie met mense van ander godsdienste moet ons egter diskreet wees. Kolossense 4 vers 6, ek wil dit herhaal, sê hierdie woorde: met woorde wat altyd vriendelik en sinvol is, moet julle gereed staan om die regte antwoord vir elke mens te gee. Diskreet beteken nie dat 'n mens jou skaam vir die evangelie van Jesus Christus nie, maar om jou getuienis op 'n vriendelike en nie beledigende wyse uit te leef. Dis belangrik hoe ons getuienis en ons oortuigings bely, veral op die sosiale media. 'n Mens gaan nie ander vir Christus wen as jy hulle of hulle godsdiens aanstoot gee of antagoniseer of aanval, beledig of hulle haat nie. Ek sal nooit iemand anders vir Christus wen as ek daardie persoon nie liefhet nie. Ek het geleer dat 'n mens soms 'n argument kan wen, maar die persoon kan verloor. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig dat die liefde en gesindheid van Christus in ons lewe nie 'n geheim bly nie. Mag jy in hierdie week 'n geleentheid kry om jou getuienis aangaande Jesus in liefde oor te dra. Tot volgende keer, alles van die beste.